Hallo en welkom hier so by Farm Space. Ek is hier in Matati Hill se area. Ek hoop dis hoe jy dit uitspreek, nê. Nee. Okay, 'n Jones hamermeel. Kan jy op daai ding bank? Ek praat hier met Rikus Botha. Hy gaan my meer vertel net so min of meer wat doen hulle en hoe pas hierdie ding in hulle boerdery in en hoeveel jare en jare kom daai goeders al. So kom ons luister. Rikus, hoe gaan dit? Ja, goed met jou. Nee, doodstil, rustig. Die dinge loop. Sê 'n bietjie vir my, julle is hierdie Matati Hill area, soos ek nou gesê het, kyk, ek is nou op my rondom Lesotho toer, nê. Nee. Dis nou letterlik in die gatkant van die aarde. Ja. Verduidelik my gou 'n bietjie waarmee presies boer julle? Hoe lyk julle boerdery opset min of meer? Ons hardloop 'n melkery. So ja. oor 1000 koeie. Ons het 'n skaapbees en ons kalvers maak ons self groot, ons melkkalvers. So ons het 'n selfmeng eenheid 1996 begin. Yes. Ons een van die eerste ouens wat 'n radiomixer gekry het met 'n skaal op. Want ons kon gesien daar's 'n probleem in die weegery. Toe het ons begin maal met 'n trekker en hamermeler. En ons het ook na Jones se oppositie eers gegaan waar ons vinnig uitgevind het die slytasie is te hoog. En toe het ek vir Willie raak geloop op Nampo. Ja. En Willie het vir my was hy besig om sy show te gooi daarso. 'n show te gooi en hy's met 'n extruder en goeters en ek skuis vir die agtergrond hier met die kabels. Nee. Maar hierdie ouetjie het ek by Willie opgelaai in 2005 se Nampo. Die 26ste van die 5de. Dis maar jy onthou vir hom presies, nê. Nee. Daar staan die datum hierso. Dis ek lees dit sommer van hier af. O, okay. Daar's die datum wat ons hom ingesit het. En dis nou maak maar ook motorbeerings verander het in my onderhoud soos ek geskryf het. Hierdie boks is nog soos ou William gemaak het. Hy het al hier en daar geshot soos hierso, sy ampmeter geshot. Ja. Maar dis Willie se oorspronklike bedrag. Ja, so hy's nog aan die go. Ja. Hy's nie 100% aan die go nie. Hier is een of twee van die oldertjies wat al gebypass is, maar dis die datum 2005. So ons hardloop so 2000, toe ek by Willie aangesluit was, so by 2000 ton 'n jaar. Ons is nou so tussen 2600 en 3000 ton mielies wat ons maal. Wat julle maal? Ja, hierdie was een wat ek opgelaai het 2005. Ek wil net vir hier wys in die binnekant hierso. Maar jy kyk jy meel slaan nou hier. Yes. Of val hy nou hier af hier na toe. Dis die oorspronklike 2005 hamermeler. Hier's niks fout met hom nie. Al wat hier gebeur het, die oorspronklike motor, die rotor kom nou hier aan. Die gaatjies hierso het begin ovaal raak, het begin bewe. Ja. En ek het die beerings vervang en toe sien ek die gaatjies is nie reg nie, maar toe het ek nou nie lus om hom te stop nie. Toe stuur Willie vir my 'n ander toe gaan koop ek my eie motor en hy stuur toe vir my 'n ander dop. Ek sê nou maar sommer net 'n dop. Hierdie deksel is die oorspronklike deksel. So hy's nog dieselfde. Die deksel is dieselfde. Ek moet hom eintlik vir jou oopmaak om die slytasie te wys hoe net die deksel lyk en dan toe hy vir my 'n magneet gestuur en vir my magneet gestuur. Hier is jou intake oldertjie, dis die oorspronklike een. Hy het nog dieselfde flights in. Hy het dieselfde flight in, dis dieselfde pulley. Die motor het ek al verander. Dis jou voer vir die mielies inbring. Na toe in die hamermeler in. Onder by die hamermeler uit. Selfde flights. Selfde motortjie. Ek gaan nie sê dieselfde fanbelts nie, maar ek vermoed dit gaan dieselfde fanbelts wees. Is definitief dieselfde beerings. Dis nog dieselfde beerings. So, ons kriesel so eenmal 'n maand. En dis ons maal gat hierdie. Ons kyk, mens jy moet nie te fyn werk nie, jy moet daar 'n bietjie prakties ook dink. Ja. Die ou is besig om te maal, hy is besig met die menger. Hy weet min of meer uit hoeveel tyd om te maal hierso. Ons doen hierso, ek kan nie onthou nie, maar ek dink tussen ek gaan nou raai wat ons destyds gedoen het. 8 na 10 ton 'n uur wat ons maal. En so hierdie, ek kan nie eens onthou wat jy inpas nie. Want ons het altyd net op die grond gemaal. Ja. Daai olger is die oorspronklike olger daar onderin. Hy trek hom deur die muur en dan gaan gooi hom buitekant op 'n belt. Belt gooi hom weer in die mixer in. Hy so toegeswy so dat ek het daai opgesit dat 'n graaf nie na inpas nie. Wil jy het hom net met so gaatjie en ook nie iemand se voet noodwendig nie. Korrek. Ja. Dis al belangrik. Mag nie inklim nie, ja. So, binnekant hierso, ek het nou een wat daar in die werkswinkel lê, kan vir jou wys hoe lyk hy as hy en net gevind dis die magneet hierdie, nê? Yes, ja, daai is die magneet. So jy kan enige hierdie dingetjies wat ons met die router aftrek. Die spanners brei ook gewoonlik ek net vir hulle gesê om aftaal vir sien so oopmaak. So hy gryp
enige boutjie wat nou saam in die medies kom gryp hom, so as jy nou oopmaak sal jy heel waarskynlik een sit. Enige ysterveisels sit hier vas. En dit help wat ek meen, dis nie daai klomp goeters wat ek meen as daai lemme in die rondte kap, daar kom dit redelike spoed. Iets gaan breek. Ja, kyk, hardloop 2900 rpm. So is 'n 22 kW motor. Ja. Hy is ontwerp, hierdie hamermeter van Willie is ontwerp vir 'n 11 kW. Ek het gegaan 22 kW. Ja. Want ek het al geleer dat hy eerder ligter trek, nou hou hy langer. Ek stem saam met jou. Ek geniet ook 'n stukkie overkill. Ek is nie te gepla om 'n wie uit in 'n ding in te sit gewoonlik nie. Hierdie ouetjie se beerings hier is groter en daai is groter en dit maak dat jou router bietjie meer ongebalanseerd kan hardloop. Maar ek het vir Willie iets geleer. Hy sal dit nou nie herken nie. Ek luister. As die lemme stomp raak en Willie hardloop sê nou maar 'n moertjie draai mos nou vas kloksgewys. Yes. So hierdie ding slaan anti-kloksgewys dat hy vasdraai. Dis reg. Ja. So hy slaan soontoe, so hy draai vas. Toe ek na die eerste keer dat hom oopmaak, toe besluit ek nee, die lemme dis te veel werk om hom te draai. Toe draai ek net die pole om van die elektrisiteit. Ja. Toe hol ek die motor aan die ander kant toe om. Sê wil jy maar die skroef gaan losdraai, gaan die router. Ek sê nee, wil ek doen dit al jare. So ek ruil nie meer lemme om nie, ek gooi hulle weg. So ek sit nuwe lemme op. Hardloop ek hulle wat ek kan die motor ook al draai op daai stadium. En as hulle stomp is dan draai ek hom net om en slaan ek die ander kant. Ek draai die pole om van die 3-fase motors. En dan kry ek 'n goeie diens uit die lemme uit. En jy begin sien wanneer hy amps trek, want wanneer hy trip, dan weet jy hierdie man is nou besig om swaar te trek, dan sit jy nuwe lemme op en dan doen jy weer dieselfde. En hardloop hy. En jy sê so basically en wanneer het jy dan nou hierdie hele change over gedoen na hierdie eenheid? Want nou sit jy net met 'n spaar hamermeel as daar iets daar gebeur. Hierdie change over hierdie het gehardloop in 2005 tot en met ek gaan nou sommer sê 2018 2000 so goeie moet sê 'n goeie 15 jaar dan nou plus minus. Hierdie selfde motor en hierdie selfde casing. En hy's nou nog steeds 100% reg. Is net die gate wat jy laat regmaak het. Gate wat ek laat fix, ander boute ingesit. En wil jy dit nie vir my 'n deksel gehad nie, so ek het net een deksel. Dis daai deksel. So hierdie een staan, as daar iets fout gaan, kan ek hier net so toe skuif. En dis al hamermeter op die plaas. En ons doen op 'n dag doen ons wat het ek gesê? 8 ton na 10 ton 'n dag milies. Maar nee. Vir uur het jy gesê. Is tussen 7 en 8. Tussen 7 en 8 ton 'n dag. Doen ons nou op die oomblik. Wat deur hardloop. Ja. Gemiddeld 'n dag. Ja, want ek meen jy's amper by 3000 ton 'n jaar, dan is dit nog meer baie uit. Dit is so 7 ton daar, as jy kom daar, maar hierdie ouetjie het hom opgevreet. Eers daai kant toe en toe hierdie kant toe. Nou wil jy eens bekommer oor daai bout wat losdraai daar maar hy doen nie, want die bout trek die router vas wat ek vir jou nou in die werkswinkel gaan wys. So ons hardloop hom deur 'n 4 punt, ek dink is 'n 4 mm SIF 4.2. Ek kan dit ook nie so lekker onthou nie, is baie jare terug. Hy's net fyn genoeg vir 'n melkkoei. Jy soek hom nie grower vir 'n melkkoei nie, want dan kom hy heel agteruit. Jy soek hom op daai fyn. So ons taamlik kilowatt wat ons gebruik, ons maal 'n bietjie fyner. Dink die voerkrale is bietjie groter. Maar kom my nou nie slim hou hier nie, hoor ek. Die navorsing en jy sê daar's nog 'n ding, iets van die hoek waarop hy gebou is. Sy hoek waar die milies inkom en waar die milies die hom verlaat is 90 grade, maar hy's getild. Anders moet jy nou hierdie bakkie nou weer anders maak, maar die triek is dat die milie val in die middel van die rotor. Ja. Dan is die verspreiding mooi, hy skiet hom uit. Waar hy nie op die lemme val nie. Hy val nie op die lemme. 'n gewone hamermeter, Trotsky hamermeter, die ou Trotsky is om mee groot geword. Hy voer ook mos direk hierso. So wil jy dit nageboots, maar nou sit hy met 'n ding wat op die regte angle is, dan flat hy hom hierso. Nou het hy hom so en dan het hy hom reguit hier in en dan is hy 90 grade en is hy daai kant toe. So jou vloei is baie beter uit. So jy kom met teoreties as ek kan sel met 'n kleiner hamermeel kan jy dan baie meer doen op die einde van die dag. Dus jy is heeltemal reg. Ek wil ook net byvoeg dat die ding maak nie stoffie. Ja. Hier is die stoffie. Wat? Ek sal nou vir jou maak. Jy kan hier die hele kamer hier sê. Hy's nie skoon gemaak nie. Ons maak hom so eenmal 'n jaar skoon. Hy maak nie stof hierdie hamermeel nie. Ja, maar dan is dit mos net iets wat mense na kan kyk, want dis die grootste ding waarvoor ek allergies is op hamermeel is die stof. Ek kan vir jou wys. Okay, nou magic van TV.
En sê gou vir my net, kort en die lang van hierdie besigheid. As 'n ou nou kyk na Hamermeelens en daai goed, kan hy maar 'n Jones koop. Hierdie een, nee, hulle kan hom koop. Ek het hulle 'n paar aanbeveel en die ouens wat gekoop het, hulle maal nie so baie as ek nie, maar jy hoor niks van hulle nie. En dis gewoonlik 'n goeie teken, nê? Ja. Uitstekend. Rikus, dankie baie. Right, so dit is Rikus hierso van Patatieel af. Okay. So as jy belangstel om 'n dingetjie mielies te maal, nê, kry vir jou Jones Hamermeel. Al weet jy oor 20 jaar van nou af maal jy nog steeds. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.